In him we have redemption. In him we are chosen. In him we belong. In him we are one. For in him we live and move and have our being. Nou ja, julle lyk goed, julle lyk warm, het julle die worship warm geniet? Julle lyk aansienlik warmer, ek dink dit is van al die wasem in die plek, dit is jou natuurlike verwarmer, nee. So as jy koud kry, skuif dit 'n bietjie nader aan iemand. Ek wil jou gou 'n eerlike vraag vra, wat sou jou reaksie wees as iemand vir jou vra, wie is jy? Nou ek weet nie of mense sulke vrae vra nie, dit klink soos 'n vreemde vraag om te vra, veral in checkers vir iemand random, wie is jy? So ek vra ook nie, wie dink jy is jy nie? Wat sou jou reaksie wees? Meeste van ons sal onsself voorstel met ons naam, né? Hi, ek is Pieter, né? Of ek is Susan. Sê ons nie jou naam nie. Dan gaan ons na, okay, maar dis seker net maar wat ek doen vir 'n lewe. Ek is Pieter die plammer, né? Ek is Mike die mechanic, of ek is Susan die suster. So as ek nee, dis nie jou naam nie, dis ook nie wat jy doen nie, en dan sal ons teen ergens gaan na van waar ons kom, nee. Ek is Pieter van Pietermaritzburg af, nee, of Koos uit Kreersdorp uit. Wat sal ons sê is ons? Ek weet nie of kry julle ook sulke eksistensiële krisisse as julle sulke vrae met vir jouself vra nie, wie is ek eintlik? Ek wil jy moet gou saam met my net sien, hoeveel van die wêreld rondom ons vir ons probeer sê wie ons is. Soveel van ons energie, ons hulpbronne word aangewend om goed te koop of goed te doen wat uiteindelik vir ons gaan moet sê wie ons is, nee. Dink gou aan dit wat jy ry, dit waar jy bly, dit wat jy koop om jouself mee aan te trek, dis al status, dis goed wat probeer 'n poging aanwend om 'n identiteit uitspraak te maak oor wie jy is. Sal jy my glo as ek vir jou sê daar is soveel mense en soveel gelowiges wat in die lewe stoei om te probeer uitvind wie is ek? Wie is ek? Want sien, hier is die kruks van die saak. Baie ouens lewe met die opinie dat dit wat ek doen uiteindelik gaan bepaal wie ek is. As ek A, B en C doen, dan vorm dit my identiteit. En die probleem is, wanneer ek misluk in daai goed, en dit of nie reg kry nie, of ek maak foute, dan heg ek dit aan my identiteit. Dan word ek 'n mislukking. Dan word ek iemand wat nêrens kom nie. Dan word ek iemand wat sukkel, want my aksies bepaal my identiteit. Wat van as God vir ons begeer, dat ons dit die ander kant om gaan sien? Dat ons eerstens tot 'n ontdekking gaan kom oor wie jy werklik is in hom. En vanuit dit pak jy jou lewe aan. Dis nie my aksies wat my identiteit bepaal nie, dis my identiteit wat my lewe vorentoe bepaal. Maak dit vir jou sin? Okay, nou kan jy huis toe gaan. Nee, ek spot. Maar dit is regtig vir ons die hart van ons tyd saam vanaand, en spesifiek in hierdie reeks wat ons Divine Inclusion noem, wat ons stil staan by die boek van Romeine, waar ons herbesin en ook herontdek wat dit beteken vir ons om ingesluit te word in Jesus. En ons het laasweek het ons begin met hierdie reeks. Jy is welkom as jy wil gaan opvang as jy nie die boodskap gehoor het nie, waar ons gesels het oor hoe ons ingesluit is, included in dit wat Jesus deur die kruis gedoen het. Hoe dit ons totaal en al herposisioneer het, maar vanaand vra ons die vraag, hoe lyk dit prakties in ons lewe? Baie Christene, baie gelowiges sien dat, jy weet, Jesus het iets namens my gedoen, hy het iets vir my gedoen. En baie ons sal kop skud en saamstem, nee. Niemand hier gaan opspring en teenoor my stry as ek sê Jesus het
vir jou op die kruis dood gegaan nie, nee. Niemand gaan hier stry met my nie, hopelik nie. Ons is reg vir jou as jy wil. Niemand hier gaan stoei met die gedagte as ek sê, Jesus het namens jou, in jou plek het hy dood gegaan en gesterf nie. Dit is die waarheid. Maar dit is nie die halwe waarheid. Want veel meer as dit wat Jesus vir jou en namens jou gedoen het, het hy iets met jou gedoen. Wanneer ons praat oor ons is in Jesus, dan identifiseer ek nie net met wat hy gedoen het nie. Ek staan nie op die kantlyn as 'n toeskouer en kyk hoe die toneel afspeel van Jesus wat iets namens my doen en ek is nie deel van dit nie. Ek assosieer net met dit nie. Dit is nie wat ons doen nie. Ons sit onsself in die storie. En sê dat dit wat Jesus kom doen het, soveel meer as net om my verlede te adresseer en my sonde te adresseer, het hy iets met my kom doen. Dis die groter waarheid, dis die groter openbaring wat ons almal hier genooi word om te ontvang. Nou ek wil jy moet vanaand vir jouself 'n lysie in jou kop maak en jy kan dit so in die agter in jou gedagtes hou terwyl ons tyd in die woord gaan spandeer. En die goed op hierdie lysie is goed soos jou geloof. Hoe dink jy oor jou geloof, jou verhouding met die Here? Hoe dink jy oor jou verhoudings met ander mense? Dink aan jou huwelik of as jy in 'n romantiese verhouding is met iemand. Dink aan jou loopbaan. Dink dalk aan jou opleiding tans, soos wat jy deur skool gaan of deur universiteit gaan, jou opvoeding. Dink dalk ook 'n bietjie rondom van die uitdagings wat jy tans beleef in jou lewe. Maak vir jouself 'n lysie, goed wat tans in jou lewe highlights vir jou is. En ek wil jou vanaand kom wys dat sodra jy ontdek wie jy in Jesus is, dan rus dit jou toe om al hierdie goed aan te pak. It's when we discover who we are that we can live. Dis nie aan die ander kant om nie. So ons gaan vanaand stil staan by een of twee gedagtes. Die eerste ding wat ek vir jou wil wys vanaand, as ek jou vra wie is jy? Soos wat Romeine 6 ons help, is dat jy is eerstens dood. Jy's gesterf. Ek wil jou wys hoekom. Hoor gou wat sê Paulus in Romeine 6 vers 1 tot 2. Hy sê, what then should we say? Should we continue in sin so that grace may multiply? Absolutely not. How can we who died to sin still live in it? Maar ek wil met groot sensitiwiteit vanaand wil ek met jou praat oor die konsep van dood. En ek wil dit erken dat baie van ons het mense al afgestaan aan die dood of het verlies deurgegaan. En ek wil nie min maak van daai emosie nie, maar wat Paulus sê kom doen is hy gebruik 'n ongelooflike gewigtige voorbeeld vir ons almal om te verstaan wie ons is. Die identiteit uitspraak wat oor jou gemaak word is dat jy eerstens dood is. Nou ons almal weet dat daar's niks so finaal soos die dood nie. Jy sal weet as jy iemand aan die dood afgestaan het, daar's nie nog een koppie koffie daarna nie. Daar's nie weer 'n kuiertjie nie, daar's nie weer vinnige WhatsApp nie of 'n Instagram reel deurstuur nie. Daar's nie weer vinnig saam lag oor iets nie. Dit is finaal, dis dood. Die dood is die mees finale ding wat elke gelowige eerste en tweedehands in die lewe sal beleef. Jy sal mense aan die dood afstaan en jy self sal eendag afsterwe. Maar hier kom Paulus en hy sê, almal van ons hier is dood tot iets. Ons is dood tot iets, jy het fisies dood gegaan tot iets. En ek wil vir jou gou wys vanaand dat dit wat Jesus vir ons kom doen het, nie net vir ons nie, maar met ons. Spesifiek as dit kom by hoe ons dink oor onsself. En selfs in die tye van wanneer ons voel ons misluk en goed, het hy iets te sê oor dit. So kom ek wys gou net vir jou hierdie beeld wat Paulus gebruik. Hy praat van die beeld van die doop. Nou baie ouens kyk na die doop as 'n godsdiensttradisie. Dis iets wat die kerk nou maar doen. Jy weet, nou en dan ruk hulle 'n doopbad uit en daar's water in en dan sleep hulle mense deur die water. Dis nou maar net 'n tradisie, dis nou maar net iets wat gebeur by die kerk. Maar doop was nog nooit veronderstel om 'n tradisie te wees nie. Hierdie was 'n simbool, 'n profetiese aksie waar jy hierdie persoonlik beleef en ontdek. Nou daar's 'n paar goed in hierdie lewe wat ons daartoe kan wys, wat so simbole na iets groter toe wys. En een van dit vanaand is hierdie op my vinger.
my trouring. Hierdie stukkie staal het nie veel waarde nie. Hierdie stukkie staal is aangesit op my vinger en hy was nog nie weer afgehaal vanaf die dag dat ek hom opgesit het nie. Maar hy wys terug na 'n groter oomblik toe. Die oomblik toe ek 'n verklaring gemaak het dat ek kies my vrou en geen ander en dat ek aan haar sal verklaar my liefde en my lewe met haar spandeer. Dis waartoe hierdie simbool wys. Die doop doen dieselfde ding. En ek wil net gou vir jou wys dat die Bybel beskryf 2 van hierdie simbole wat Jesus vir ons gee. Die eerste ene is nagmaal en die tweede ene is doop. Ons praat van die sakramente. Dit klink soos 'n verskriklike teologiese woord. Maar albei hierdie 2 goed praat oor dood. Dit praat oor dood. Die eerste ene, die nagmaal, praat van Jesus se dood, né? Die brood wat gebreek is sy lyf, is simbolies. Die wyn, die druiwesap, is sy bloed wat gevloei het. Die nagmaal, wanneer jy deelneem in dit, sê jy ek neem deel in Christus se dood. Maar die doop is jou dood. Dis jou begrafnis. Dis wanneer jy die finaliteit inneem dat jy het gesterf ten volle. Verstaan jy hoe ek vir jou sê dat Jesus nie net iets vir jou gedoen het nie, hy het iets met jou kom doen. Dat wanneer jy in Jesus is en jy sê daai woorde dat ek is in Jesus, dan sê jy ek het gesterf. My ou mens is dood. Nou, ek wil net hê jy moet vir 'n oomblik net die belaglikheid van hierdie saam met my net deurdink, alhoewel dit dalk vreemd mag wees, maar kom ons veronderstel, jy is by jou eie begrafnis, en daar sien jy jouself, daar lê jy, jy lyk baie mooi, jy is dood, en dan môreoggend, gaan haal jy daai kus en jy maak hom oop en jy sleep jouself uit daai kus uit, sleep hom werk toe, sleep hy lijk skool toe. Trek hy lijk op 'n stoel, sit die arm op die tafel. Maar hy is dood. En vir lunchtyd dan ry hy ergens na 'n lekker koffieshop toe, daar by Starbucks en daar sleep jy hom deur Castle Gate se parkeerterrein, daar in die koffiewinkel in. 2 flat whites asseblief, een vir my, een vir myself. Maar jy lyk nie goed nie. Dit klink absurd, dit klink belaglik. Maar ons doen dit. Gelowiges probeer dit doen. Dit is amper asof ons nie afskeid neem in die feit dat my ou self is dood. Finaal dood. Ek kan nie hierdie ding lewendig maak nie. Soveel van ons lewe het artificial flavoring, soos die monsters wat Luca drink, tot artificial intelligence. Nee, die goed wat Linden gebruik om preke te skryf. Ek joke. Artificial alles, maar ons probeer kunsmatig 'n ding wat dood verklaar is, probeer ons 'n bietjie aan die lewe hou. Dit is amper asof ons ou self probeer resas en die woord sê vir ons, jy's finaal dood. Daai simbool is kragtig, want hier's wat dit beteken vir ons, en ek wil hierdie vir jou wys, Romeine 6 vers 3 tot 4, ons gaan deurgaan tot en met vers 11 vanaand. Maar hoor die volgende 2 verse. It say, are you unaware that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in a newness of life. Sien wat ons voor dood is dat ons totaal en al in God se oë vlekkeloos staan. Jy kan self studie gaan maak van hierdie, en ek wil vanaand vir jou die conundrum wys van die menslike kondisie. Dat die woord beskryf dat God het glad nie die kapasiteit of die vermoë om jou ou lewe te sien nie. Jy kan my woord vat vir dit, ek het 'n graad in teologie, maar ek beloof jy gaan doen self daai studie. Vele skrifverse waar
God self 'n uitspraak maak en sê ek sal hulle sondes vergewe en hy gaan so ver, ek sal dit in die see gaan gooi en ek sal dit nooit weer uithaal nie. Dis God se uitspraak oor jou. Verder, selfs in die Nuwe Testament sê dit vir ons dat steeds terwyl ons vyande was van God, het Christus vir ons gesterf. Wie sal vir 'n vyand hulle lewe neerlê? Jy sal nie, want in God se oë is ons nie sy vyand nie. Hy onthou nie jou sleg nie, hy onthou nie jou gebrokenheid nie, hy onthou nie die goed wat jy al deur is nie. Wanneer hy na jou kyk, sien hy ten volle sy seun. Dis wat dit beteken om in Jesus te wees. Maar hier's die conundrum. Ons is bewus van ons ou verlede. Ons is bewus van ons mislukkings en ons foute. Ons is bewus van alles wat al verkeerd gegaan het, die tragedie, die ongeluk, die uitdagings, die kere wat ons slegte besluite gemaak het of foute gemaak het of nie reg opgetree het. Ons almal is bewus van dit in ons lewens en ons kan selfs so ver gaan as om terug te verwys, selfs in die laaste maand of 2 waar ons persoonlik voel ons het ergens misluk. Maar in God se oë is daar nie so verwysing nie. Vra ek jou, wie is jy? Jy sê ek is dood vir sonde. Want in God se oë sien hy dit nie. Ek wil tweedens vir jou wys dat dank die Here ons stop nie net by die dood nie. Want daar gebeur iets anderste in die simbool van die doop. Daai publieke verklaring van jou geloof is wanneer jy nie net onder die water bly nie, maar wanneer jy opstaan uit daai water uit. En Romeine 6 help ons weer eens van vers 5 tot vers 7 sê, for if we have been united with him, verenig met hom, in the likeness of his death, we will certainly also be in the likeness of his resurrection. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be rendered powerless, so that we may no longer be enslaved to sin. Since a person who has died is freed from sin. Weer eens, Jesus het nie iets namens of vir jou gedoen, hy het iets met jou gedoen. Daai reken jouself as dood vir sonde en lewend vir God, wil ek jou gou wys vanaand, die woord praat nie hier van 'n tweede kans nie. Ongelukkig lewe soveel gelowiges met hierdie perspektief. Is hierdie mentality van Jesus het my bladsytjie kom skoonmaak en ek moet my beste probeer om hierdie ding skoon te hou. Tot die dag en tyd terugkom. Want hy het my een keer gehelp. Ek weet nie of hy weer gaan nie. En dis nonsens. Dis absoluut nonsens. Dis glad nie die goeie nuus nie. Inteendeel, dit maak my net meer angstig. As jy vir my sê, iemand het namens jou iets gedoen, maar moenie worry nie, jy het 'n tweede kans, maar jy beter dit nie opmors nie. Dit maak my meer spanning beleef. Jesus kom gee nie vir ons 'n tweede kans nie. Hy kom gee vir ons 'n nuwe manier van lewe. Daai nuwe manier van lewe beteken, omdat jy totaal en al dood is vir sonde, is sonde nie eers 'n verwysing in die gesprek nie. Nooit meer sal God jou meet in dade en aksies nie. Nooit meer nie. Want sy seun het ten volle opgeleef tot dit. Daai prys is betaal. So nou nooi hy jou en hy sê kom ontdek wie jy is in my en lewe soos dit. Lewe soos dit wat ek jou voorsien. Sê so maar, wat van as ons nou weer fout maak? Wat van as ek weer sondig? Wat van as ek weer daai ding doen? Sê ek het verander niks in jou identiteit nie. Dit verander niks in jou identiteit nie, want God het dit reeds uitgespreek. Ek wil vanaand 'n illustrasie saam met jou deurgaan en dink gou net saam met my, veronderstel dat jy was in 'n gesin waar jy aangeneem was. En daar is dalk iemand hier vanaand wat aangeneem is. En dan sal jy 'n bietjie meer konteks en begrip hê vir hierdie, maar kom ons veronderstel op 'n jong ouderdom van so 5 of 6 jaar oud. Ontmoet jy hierdie nuwe mense en hulle sê ek is nou jou pappa en ek is nou jou mamma. En vir die eerste keer ry jy in 'n kar na 'n vreemde huis toe en hulle maak die plek oop en jy stap saam met hulle daarin en daar's 'n hele gesin wat hier rondhardloop. En hulle sê hierdie is nou jou huis. Hier's nou jou family, hier's nou jou gesin. Jy's nou ons kind. Kom ons wees eerlik.
daai eerste week of 2, ek dink daai kind leef met 'n bietjie van 'n skeptiese gevoel. Is dit nie regtig my ouers? Kan ek regtig hierdie mense vertrou? Kan ek regtig vir hierdie ou sê pa en vir hierdie vrou sê ma? Is dit regtig my broers en susters? Is dit regtig my huis? Is ek regtig 'n kind hierso of is ek maar net 'n besoeker? En hier stoei daai kind met hierdie nuwe identiteit. Is ek regtig dit? Kom ons sê 'n maand of 2 gaan verby. En daai eerste keer wanneer daai kind droog maak. Ek praat van soos ernstig droog maak. Daai emosie van hulle gaan my terugvat. Hierdie mense gaan my terug in daai Fortuner sit. Hulle gaan my terugvat na die welsyn toe. Hulle gaan my nie wil hê nie. En ek kan leef met hierdie vrees. Ek moet net nie skeef trap nie, want die oomblik as ek doen, is dit my kaartjie weer hier uit. Maar ergens in daai kind se lewe, na hoeveel keer se genadebewys, na die opmors, na die foute, na die mislukkings, na die slegte besluite, word daai kind steeds 'n seun genoem of 'n dogter genoem. Was nooit teruggevat na die welsyn toe nie. Net soos wat die ander kinders hanteer word met soveel liefde en in 'n plek van veiligheid, net so beleef daai ander kind dit en ergens draai iets in daai kind se binneste waar hulle teen volle hierdie glo en aanvaar. Hierdie is my huis. En hierdie is my ouers. En ek is hulle kind. Dis dieselfde met jou pad van geloof en verhouding met die Here. Identies dieselfde. Die uitdaging kom met wanneer ek nie dit glo nie, gaan ek nie so kan leef nie. Wanneer daai kind glo, ek is 'n mislukking, dan leef ek soos 'n mislukking. As daai kind glo, ek het nie ouers nie, dan leef hulle ouerloos. Al is daar teenwoordige ouers daar, as ek dit nie glo nie, as ek dit nie aanvaar nie, as ek nie myself in daai identiteit sien nie, kan ek nie so lewe nie. En so hier kom Jesus en sê vir ons, kom glo dit en leef vanuit daai plek. Hou op lewe met daai spanning dat God wag vir 'n geleentheid om my te straf. Ons kan eerlik wees oor dit. Ons kan vanaand daarom eerlik wees, dis minder mense, so ek gaan nie hande laat opsteek nie, maar ons almal het dit al beleef. Ek is lief vir die Here, ek worship lekker by die kerk, ek lees my Bybel en ek bid elke dag en ek groei. En dan daai een dag, dan mors ek op. En dan beleef ons daai emosie, ergens, wanneer dit stil is en ons is nie meer by die kuierplek nie, of ons is nie meer tussen die vriende nie, ons kom by die huis rustig, ons het klaar geshower, ons lê daar in die bed en daai emosie sak in. Of ek en my vrou beklei en ek sê goed dat ek gehoop het ek nooit in my lewe gaan sê nie en nou lê ek daar en ek het soveel verwyd, ek het soveel spyt en die eerste ding wat ons doen is ons probeer 'n dooie ding CPR. Gaan terug na daai mislukking toe, gaan terug na daai sondaar toe, gaan terug na daai sukkelende mens toe. Die Here sê vir ons moenie daai doen nie. Glo wie ek sê jy is en lewe vanaf dit. Jou mislukking bepaal nie jou identiteit nie. Hy bepaal jou identiteit. Die feit dat daai kind aangeneem is op grond van die ouers se besluit, beteken dat niks wat daai kind ooit sal doen, sal daai besluit beïnvloed nie. Dis finaal besluit. Jy's lewend gemaak in hom. Wie is jy? Jy's dood. Wie is jy? Jy's lewend. Jy's lewend vir God. Lewendig om 'n nuwe manier van lewe aan te pak. En ek wil afsluit met hierdie gedagte. Romeine 6 vers 10 tot 11. For the death that he died to sin once and for all time. But the life that he lives to God. And so you too consider yourselves dead to sin and alive to Christ Jesus. Daar's 'n radikale vryheid wat ons beleef in 'n verhouding met die Here. Tot so 'n mate dat Paulus, een van hierdie Nuwe Testament skrywers wat so skryf oor hierdie goeie nuus en vir mense verkondig wie ons in Jesus is, hulle praat so van genade dat die ander mense vir hulle sê dit klink vir ons asof jy probeer sê jy kan leef net soos wat jy wil, doen net wat jy wil, want daar's baie genade.
Dit klink vir ons asof jy aan ons 'n kaartjie probeer verkoop om aan te hou sonde en teen God se wil te lewe, want jy weet jy kan eendag net hemel toe gaan. En daar's soveel genade, jy kan net dit spandabelrig mee leef. En Paulus skryf vir die brief, hy sê nee, julle verstaan die verwysing verkeerd. Julle verstaan die verwysing verkeerd. Kom ons vat 2 treukies terug. Julle praat van, ons kan nou gaan en gaan lewe met sonde, want Jesus het alles gecover. Hy sê, sonde is nie eers op die radar vir ons nie. Ons dink nie eers aan dit nie, want ons het radikale vryheid. My oë is nie op probeer net reg lewe nie, my oë is op Jesus. Hy sê, en ons erken dit, as ek foute maak en ek val, natuurlik, leer daaruit, groei daaruit, word 'n volwasse gelowige in Jesus. Dis dieselfde ou wat die woorde skryf wat sê, walk worthy of your calling. Natuurlik groei in daai plek toe, maar my verwysing is nie aksies en dade nie. Sê my verwysing, nommer 1, is 'n nuwe lewe in hom. En die lewe wat ek leef, wend ek aan tot Jesus, maar daar's radikale vryheid. Die vryheid wat ons beleef, wil ek vanaand vir jou wys, is vryheid waar ons nie hoef te lewe met hierdie emosie van skuld nie. God wil jou nie laat sleg voel oor enigiets nie. Kan ek dit net sê? Die Nuwe Testament beskryf die rol van die Gees as the counselor and the convictor. Hy is nie die accuser nie. Hy is nie wat jy laat sleg voel nie. Hy is nie die een wat jou sondes uitblaker voor almal en jou laat min voel nie. Daar's nie skuld waarmee jy hoef te lewe nie. Daai is afgehandel. Wanneer jy skuld emosie beleef, dan gaan jy terug na daai dooie jy. Jy sê hy is dood. As daar iemand is wat skuldig gehou moet word, daar lê hy. Hy is dood. Ek het saam met Christus dood gegaan. Maar ook, ons weet dat God nie wag om ons te straf nie. Hy het sy seun ten volle gestraf in ons plek. Jy hoef nie met vrees te lewe nie. As jy in 'n verhouding met die Here is en jy beleef baie keer hierdie angs van hy gaan my uitvang, hy gaan my ergens wag net vir daai weerligstraal of daai padkoubus. Eendag gaan daar 'n sinkgat net woep voor my huis vorm en dan val ek daarin. Nee. Die Here is nie uit om jou te straf nie. Hy is nie uit om jou uit te vang nie. In sy oë is jy net so goed soos sy seun. Gaan jy dit glo en gaan jy laat dit jou begin vorm hoe jy leef. Want hierdie vryheid is 'n vryheid dat ons lewe kan aanpak met 'n nuwe perspektief. Dink oor jou soos wat God oor jou dink. Dis wat dit beteken om in Jesus te wees. En dan vra ons onsself nou, hoe lyk dit vorentoe? Volgende week deel ons met jou hoe die Heilige Gees jou lewe bemagtig om jou lewe te rig. Hoe hy eintlik in en deur jou werk. So moenie volgende week mis nie. Kom saam met ons Hemelvaart donderdag aand en dan kom jy saam met ons Sondag vir 'n incredible boodskap. En dan sluit ons hierdie reeks so saam af. Maar ek wil vanaand 'n uitnodiging maak vir jou. As jy al gedoop is. Ons gaan in 'n tyd nou van aanbidding ingaan waar jy die geleentheid gaan hê om in 'n baie spesiale manier hierdie woorde wat praat van I will rise. Soos wat ek uit die doopwaters uitgekom het. Dat jy jouself kan herinner vanaand aan dit wat jy aan dood is en die nuwe lewe wat jy het. En die uitspraak wat God oor jou maak. Herinner jouself vanaand aan dit. As jy hier sit vanaand en jy is nog nie gedoop nie, het nog nie daai beleef nie, nog nie daai stap geneem nie, wil ek jou uitnooi, die 22ste, het ons 'n doopgeleentheid. En ek doen nie hierdie vanaand om ons byeenkomste te bemark. Ek het nou 'n hele preek gepreek, net sodat ek vir jou kan sê, gaan word gedoop nie. Nee. Hierdie is die moment waar jy hierdie so textile kan beleef, so tangible kan beleef. Waar jy kan terugverwys en sê, ek is ten volle in Jesus. Ek kan daai verklaring maak dat my ou self is dood en ek het 'n nuwe lewe in hom. So op Linktree, vat vanaand daai besluit, sê hierdie is iets wat ek wil verklaar. Ek wil dit vanaand vasmaak in my hart. Miskien in die tyd van worship. Ons het ook 'n doopgesprek voor die tyd wat ons saam met jou gesels oor die doop en deur die doop. Maar hierdie is 'n geleentheid vir jou. Reageer op dit. So kom ons staan op, ons gaan vanaand lekker saam worship en reageer in 'n tyd van aanbidding. Kom ons doen dit saam.